Japie van Zyl en die leuns van die boek Henog, deel 6. Ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. As dit dalk is dat dit die eerste keer is u na die reeks kyk of luister, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin reg voor, want u het reeds 'n magdom inligting gemis. Dis ook uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy die verskillende kennisgewings kan ontvang van al die ander studies waarmee ons elke week besig is. Stuur ook hierdie kennis of link vir u vriende en kennisse. Die reeks is lewensveranderend. Maak seker dat jy 'n skryfblok en 'n pen en ten minste 33 Bybel byderhand het. En ook 'n veiligheidsgordel of 2. Sal dit gebeur dat u sou belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die 3 legkaart studiegids Bybels. Dis 'n encyclopedia van Nuwe Testamentiese encyclopedia wat ek skryf. Dis A4 boeke, 500 bladsye dik in kleur. Swart is wat die Bybel sê, rooi is my verduideliking. En dis op 'n eenvoudige manier geskryf dat 'n kind van 12 dit kan verstaan. Sou jy belangstel, kan jy my kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 of jy gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za, soos jy kan sien hierso bo. Goed. Dis uiters belangrik dat jy verstaan dat ons onsself nie vereenselwig met enige godsdienstige groepe, kerke, organisasies, is hy protestant, katholiek, charismaties of wat ook al. Ons is nie verbonde aan enige organisasie nie en ons is net 'n eindtyd Bybelstudie wat funksioneer reg oor die wêreld in die bo-natuurlike geopenbaarde name. Ek wil net sê ons is ook nie 'n Hebrew Roots Movement of 'n Sacred Name Movement of enigiets nie. Ons gebruik die antieke Hebreëse name, maar ons funksioneer nie onder die wette nie. Vrygemaak van die wette. Hebreërs 7 vers 18 sê, die 613 wette van Moses is tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Gaan lees dit in jou eie Bybel. Ons gebruik die oorspronklike antieke Hebreëse Bybel volgens the restoration of the original Sacred Name Bible, die een wat jy glad nie in die wêreld kan kry nie. Hulle sê in 'n boekwinkel beskikbaar nie, as een plek in Amerika waar jy kan kry, en natuurlik dan by my, ek het 'n klompie. Volgens hierdie 1860 Bybel is die naam van die Here Jesus in werklikheid Jafashua, die naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is Jaffa, nie Yahweh nie, Jaffa. Die naam van die Heilige Gees is in werklikheid die Ruach HaKodesh. Goed, ons gaan aan waar ons opgehou het. Ons lees Lukas 16 vers 23, ons het by Lukas 16 vers 22 opgehou. Dis nou waar Lukas verduidelik oor die ryk man en Lazarus, wat in die ryk man wat in die doodryk is en Lazarus aan die boesem van Vader Abraham. Nou probeer Japie van Zyl ons oortuig hierso dat dit is dieselfde plek. Die een is die doderyk, is 4 doderyke, 4 verskillende putte. En die rykman is in een van die 3 slegste putte en Lazarus en Vader Abraham is in die goeie put. Daar staan nie so iets in die hele Bybel. Ek dink u dit opgetel, u by die eie huiswerk gaan doen. Lukas 16:23, die rykman het ook gesterwe en is begrawe en toe hy in die doderyk sy oë ophef. Die rykman in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was. Hoekom is hy in smarte? Want die doderyk het ons in die Bybel geleer, is in die put van die aarde. Put van die aarde is warm. Dit is verskriklik warm. Ek het 2 jaar van my lewe, ek is 'n ketelmaker, wat ek op ERPN myn daai jare toe hy bestaan het, was ek op Seeskag, 'n ketelmaker of 'n boilemaker ondergrond, baie, sê so 2,5 kilometers ondergrond. En ek sê vir u sê, jy gaan dood van die hitte daarso. Jy vat geëiste water af
En 'n halfuur na jy daaronder is, dan begin jy daai geëiste water drink, dan begin hy smelt van self. Nou sê hy, en die ryk man het ook gesterwe en is begrawe, en toe die doderyk sy oë ophef, terwyl hy smarte was, sien hy Abraham van ver af, en Lazarus aan sy boesem. Nou hier, kyk my vingers, hierdie is beeldspraak wat verwys na 2 verskillende bestemmings, waarin die ryk man, Lazarus en Abraham gegaan het, nadat hulle gesterf het. Dit is nie een in dieselfde plek of selfde omgewing nie. Dis te verstaanbaar. Nou verduidelik, nou lees Japie van Sail verder, vers 24, en hy, die ryk man, roep en sê, waarom? Nou moet jy kyk wat sê die woord, en hy, dis die ryk man, kyk na my vingers, roep en sê, my vingers, waarom moes die ryk man roep as die hulle by mekaar was? Want Japie sê ons, die doderyk is by mekaar, almal is by mekaar. Daar's net 4 verskillende putte, maar hulle kan mekaar sien en met mekaar praat. Nou hoekom moes hy roep? Jy moet mos net roep as iemand ver van jou af is. Right. Waarom moes die ryk man roep as hulle by mekaar was? Nee, hulle was verwyder en ver van mekaar. Nou moet ons verstaan, hierdie is nie 'n fisiese gebeurtenis nie. Dit is 'n beeldspraak verhaal. En hy het geroep en gesê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong kan verkoel. Want ek ly smarte in hierdie verderf. Nou wil ek jy moet sien, dat die verderf is nie die doderyk, hierdie verderf is die doderyk en nie die hel nie. Hoekom nie die hel nie? Want die hel bestaan nog nie. Hy word eers by Openbaring 20 vers 14 geskep, die hel, die doderyk, ja. Anderste, Yahshua was Jesus, was in die doderyk. Nou, as dit die hel is, dan moes hy met brandwonde uitgekom het. Net die, Lukas 16:25. Maar Abraham antwoord, kind, onthou dat jy die goeie dinge in die lewe ontvang het, en so ook Lazarus die slegte. En nou word hy, dis Lazarus getroos. Nou wil ek net weet, word mense in die doderyk getroos? Nee. Maar Lazarus is dan nou in die doderyk, en hy word deur Vader Abraham vertroos. Sien jy hoe lees die ouens hulle Bybels? Dit is 'n gevangenskap. My Bybel sê, dis waar demone en afgestorwe siele wat ongoddelik gesterf het in gevangenskap is. My Bybel sê vir my, daar was 2 sondaars aan die kruis saam met Yahshua, dis Jesus Christus. Linkerkant een sê, as U die verlosser is, haal ons almal van die kruis af. Die regter een sê, Yahshua, dink aan my. Wat sê Yahshua vir hom? Vandag hierin sê hy sal my in die doderyk wees. Hy sê vandag hierin sal hy my in die paradys wees. Paradys is in die 4de hemel. So leer die woord ons. Nou kom die boek Henog, en hy verduidelik, want ek het die boek Henog behandel mos. Hy verduidelik dat hierdie 4 doderyke is ook in die 4de hemel. Hoe kan dit in die 4de hemel wees as dit in die put van die aarde is? Hoe ly hulle smarte in die hemel? Terwyl die Bybel sê in die hemel gaan daar nie trane wees, ja, gaan nie hartseer wees nie. Nee, maar jy sien daar huil mense en nee, maar dit is van blydskap. Daai huil is beeldspraak. Ek wil net sê, daar is nie smarte in die hemel nie. Het ons dit? In die doderyk, in die put van die aarde, in die buik van die aarde, is die doderyk. Siele wat in sonde sterwe gaan direk doderyk toe, hulle word in kettinge vasgemaak, dis beeldspraak, en die mense wat in Yahshua sterwe, gaan onmiddellik paradys toe, en dit is in die 4de hemel, sê apostel Paulus. Maar jy sien, Japie en sy vriende hou nie van apostel Paulus nie, né? Want hy gooi al hulle teories van die kaarteltjie af. Nou vir julle jonkers wat nie weet wat 'n kaarteltjie is nie, dis 'n klein 3/4 bytjie, so 'n klein bytjie met 'n klapper aan matrasie, dis 'n kaarteltjie. En nou word hy Lazarus getroos. Word mense in die doderyk getroos? Nee, natuurlik nie. Maar jy, ryk man, ly smarte, vers 26. En met dit alles is daar tussen ons en julle, luister, wat bewys dat hulle nie in dieselfde plek was nie.
Luister wat sê hy, vers 27, en by dit alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig. So dit bewys, daar's 'n groot kloof. So hulle is nie in dieselfde plek nie. En dis hoekom Lazarus uitgeroep het. Want dis 'n verskriklike distansie. Verstaan nie? Die beeldspraak. Hy sê, want daar tussen ons en julle 'n groot kloof. Nou, ek gaan hierdie punt A noem, en ek gaan hierdie punt B noem. So tussen punt A en punt B, op 'n horisontale vlak. Hierdie is vertikaal, hierdie is horisontaal. A, B, horisontaal, is daar 'n distansie. Kyk wat sê hy. Vers 26. En by dit alles is daar tussen ons en julle. Ons, Lazarus en die ryk man, en julle, die ryk man, wat bewys dat dit nie dieselfde plek is nie, 'n groot kloof. Kloof is iets mos wat so loop. Onthou dit, gevestig. Sodat die wat daar vandaan van die doderyk nie kan oorgaan na julle nie. En die wat daar is, nie na ons kan oorgaan nie. Ek nou net anders ongewys. So, einde van die storie, punt A, punt B, groot kloof. Die ouens wat hier is, kan nie daar kom nie, en hulle wat daar is. Hoekom sal die ouens wat in die paradys is, in die doderyk iets wil hê? Kan jy dit dink? So, ons verstaan punt A en punt B. Punt A, punt B. En hierop bou Henog, die vrymesselaars wat in die 17de eeu die boek Henog geskryf het, bou hulle die teorie dat die hemel, of naamlik die, hulle glo nie in die hemel nie, want Japie van Sail sê mos, ons verwag 'n golden ticket om hemel toe te gaan. Die hemel is bo, die hemel is onder in die aarde, dis wat hulle probeer vertel. Hoekom? Want die boek Henog glo ook nie in die hemel nie, hy glo dit so. Maar as ek punt A vat en punt B, is daar 'n kloof hierso? Natuurlik. Nou, kyk na my hand. Hierdie is horisontaal. As ek punt A vat en ek vat punt B en ek sit hom bo, wat het ek hierso? Dis vertikaal. Punt A, nog steeds die doderyk, punt B in die hemel. En wat het ek tussen punt A en punt B? 'n kloof. Daar is nie te sê dat 'n kloof net so moet wees nie. Al wat 'n kloof sê, dit sê daar's 'n spasie, 'n opening. En as ek hom so draai, is die spasie nog presies dieselfde, punt A, punt B. Die ryk man praat met Lazarus en met Vader Abraham. Hulle is nie in die buik van die aarde nie. Hulle is in die hemele. Yahshua het nie van die op hierdie vlak beweeg. Van hier af soontoe beweeg om in die doderyk te kom vir 3 dae en 3 nagte nie. Yahshua, die woord sê, hy het in die hemel in opgevaar. Want hy sê vir die ryk man, vandag sal die heden saam met my waar wees? In die paradys. In die 4de hemel. Bo. Waar is hy nou? Hy is bo. Yahshua, toe hy opgevaar het, het hy so ingevaar? Nee, dis oorgevaar. Of ingevaar, oorgevaar. Was ek so maak? Hy het in die hemel in opgevaar. Dis mos maklik. Die vliegtuig vlieg daar bo, in die lug. Ek kan nie sê hy vlieg hier in die lug, hier onder op die grond nie. Of onder die grond nie. Dis mos maklik. Maar sien jy hoe morsel met die breins van mense wat ongelukkig bietjie nie so goed bedien is met al die breinselle wat hulle behoort te hê nie. Dis hoekom hulle al hierdie snert glo. En hy, die ryk man sê, luister wat sê hy, vers 27. Ek bid u dan, dis Vader Abraham, nou verstaan ons, punt A, punt B, kloof. Hierdie ding val nou totaal weg. Japie van Sail se stelling oor 4 doderyke, waarvan een 'n goeie een is, val weg. Japie, ons verwag 'n golden ticket, want Yahshua het ons 'n golden ticket gebeloof. Hy sê, ek kom julle haal dat julle kan wees waar ek is.
In die huis van my Vader is daar baie wonings. Die Vader se huis is nie hierso onder die aarde nie. Dis in die hemel, sê die woord. Kom ons gaan aan. Vers 27, hy die ryk man sê, ek bid u dan Vader, om hom na my Vader se huis te stuur, vers 28, want ek het 5 broeders, om hulle dringend te waarsku, dat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging, dis die doderyk, kom nie. Hoekom? Hulle ly smarte in die plek van pyniging. Sê vir my, in die hemel, is daar pyniging? Nee. Toe sê Vader Abraham vir hom uit die hemel uit, hulle het Moses en die profete op die aarde, die Ou Testament, laat hulle na die luister. Vers 36, maar hy antwoord nee, dis die ryk man. Vader Abraham, maar as iemand uit die dode, na hulle gaan, sal hulle luister. Hoekom sê die ryk man, as iemand uit die dode? Want hy wil hê dat Vader Abraham moet iemand uit die doderyk uitstuur na sy broers toe, om hulle te gaan waarsku. Iemand uit die dode. Dis wat hy daar sê. Maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle na hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, dis Abraham sê vir die ryk man, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie. En dan sal iemand uit die dode opstaan, uit die dode opstaan, uit die aarde uit opstaan, sal hulle na hulle nie luister nie. So, wat verstaan ons? Japie van Zyl dryf hierdie gedagte. Punt A, doderyk, die 4de put, wat die goeie put is, waar die ouens is, wat die wettige onderhou het, dat hulle daar gaan wees. En tussen hulle is 'n kloof, so. Die woord leer van my, so. Jahshua het in die hemel in opgevaar, en dan het hy teruggekeer, doderyk toe, nadat hy die sondaar aan die kruis paradys toe gevat het. Ekskuus, ek sê 4de hemel, ekskuus, 3de hemel. 3de hemel. Hy het hom opgeneem, 3de hemel, is nie in die aarde nie. Hy het hom opgeneem in die 3de hemel, en dan daal hy af in die doderyk, waar hy 3 dae en 3 nagte verkeer het. Japie van Zyl verduidelik, ek wil eens vra, verstaan u dit, dat A punt B is onmoontlik, punt A punt B met 'n kloof is 100% moontlik. Japie van Zyl verduidelik verder. Ons almal het Moses en die profete herhaal, Japie van Zyl aanhoudend. Want onthou, dis die skrif wat hy gesê het. Hierso in vers 31, Lukas 16:31. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profeet nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie. Hulle moet na Moses en die profete luister. Hulle moet na Moses en die profete luister. Nou hou Japie aan met die ding van Moses en die profete. Hoekom? Want Japie glo nie in die genadebloed van Jahshua nie. Hy glo aan die 613 wette van Moses, want hy's 'n Israeliet, of 'n sogenaamde boere-Israeliet. Ons almal het Moses en die profete herhaal, Japie van Zyl aanhoudend. Want die Israeliese mense glo eerder die Ou Testament met sy 613 wette van Moses. Die ryk man smeek weer vir Vader Abraham om iemand uit die doderyk te stuur, om sy broers op die aarde te gaan waarsku. Vader Abraham verduidelik dat iemand uit die doderyk hulle nie kan oortuig nie, want hulle het Moses en die profete. Japie van Zyl verduidelik nou dat Mashiach, nou jy sal hoor, hy praat van Mashiach, en hy praat van Yahshua, soos wat hy aangaan, en hy praat van Messia. Jy sien, hy wil probeer Hebreërs wees. Hy is messiaans, terwyl hy Israelities is. Israelities is. Japie van Zyl verduidelik nou dat Mashiach, dit is nou Yahshua,
vir ons, Jafashua, ook uit dieselfde doodryk uit opgestaan het. Wat sien hy? Hy sien dit. Kyk wat doen hy. Hy praat van die ryk man wat in die doodryk is, waaruit die veroordeelde sal kom. Dan is daar 'n 4, dis die eerste doodryk. Daar's mos 4 punte. Dan die 4de een is waar die regverdiges is, verduidelik hy. Waar die ouens is wat die wette gehou het, en die verordeninge van die Ou Testament. Maar sê vir my, julle het eers 'n hoofpriester wat vir julle bokkie offer 1 keer 'n jaar nie. Nee, jy sien wanneer dit julle pas, dan spring julle na die kruis toe, en wanneer dit julle pas, dan spring julle na die wette toe, en na Moses toe, en die ouens toe. Terwyl die woord sê in Hebreërs 7 vers 18, hy het die 613 wette van Moses tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Hy sê in Hebreërs 5 vers 1 tot 4, gaan lees dit, ek challenge jou, gaan lees dit. Hy sê, as ek nog onder die wette van Moses wil lewe, het ek van die genade van Jafashua verval, dan lewe jy nog in jou sonde. So sê ek nie, is nie ek nie, is wat die woord sê, Galasiërs, hoofstuk 5 vers 1 tot 4. Jy kan lees tot by vers 22, maar lees maar sommer net die eerste 4. Japie van Zyl verduidelik nou dat Mashiach, dis Jafashua ook uit die dode, uit hierdie selfde doodryk het opgestaan. Hy het nie dieselfde doodryk het opgestaan nie. Verstaan jy wat ek sê? Hy was in die doodryk. Die doodryk is 'n algemene plek, waar ongoddelike siele in geestelike kettinge gebind word, en gevalle geeste en demone. Het dieselfde doodryk opstaan, en niemand het hom geglo nie. My vraag is, het Jafashua ook smarte in die doodryk ervaar? Sê vir my. Jy sien, hy laat jou verstel dat Jafashua was in dieselfde plek waar die ryk man was. Het Jafashua enige smarte ervaar? Wat sê u? Nee, hy het dan die sleutels van die dood en die doodryk gaan vat. Hoeveel doodryke is daar volgens ons Bybel? Kan u vir my sê? Hoeveel doodryke is daar volgens ons protestante Bybel? Net 1. Nie 4 nie. Nie 4 nie, maar die boek Henog verduidelik van 4. En Japie van Zyl en sy trawante glo eerder die boek Henog as wat hulle die Bybel wil glo. Weet jy hoekom? Want Japie van Zyl maak goeie pond, hoor. Goeie geld. Dis waaroor dit gaan vir hom. Maar weet jy wat? Die woord sê wat jy aan die geringste van my kinders doen, dis vir jou beter om 'n meelsteen om jou nek vas te maak en in die see te spring. So iewers sal Japie moet begin swemlesse neem. Die groot kloof. Kom ons praat verder oor die groot kloof. Nou, verduidelik Japie van Zyl verder. Nou sê Japie, nou sien ons dat hier tussen die ryk man en Lazarus en Abraham 'n groot kloof is. Met 4 afdelings, 4 putte, 1, 2, 3, 4. Ek wil net weet, waar staan die snert in ons Bybels geskrywe? Dat daar 4 verskillende afdelings is in die doodryk. Nie 1 plek nie. Wat die boek Henog ook vir ons nou sê hy, dit is wat die boek Henog ook vir ons gesê het. Jy sien, dit is nie in die Bybel nie, maar vir die eenvoudige ou wat agter Japie van Zyl blindelings aanstap, hy dink dis die Bybel wat dit sê. Want meeste van daai ouens sukkel om selfs Afrikaans te lees, man. Jy sal my nie glo nie. Dit moet wees 'n ou wat verblind is, wat Japie met hierdie snert volg, terwyl die Bybel dit sê, dis nie waar nie. Daar 4 afdelings in die doodryk is, wat die boek Henog vir ons gesê het. Die regverdiges kan nie na die onregverdiges oorgaan nie. Jy bly waar jy is, dis wat Japie sê. So as jy in die eerste put is, as jy in die 4de put is die ouens wat regverdig is, né? Wat die verordeninge gehou het. En die verordeninge het niks met die genadebloed van Jafashua te doen nie, te doen met die 613 wette van Moses, wat Hebreërs 7 vers 18 sê, tot niet gemaak is weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Nou sê hy, daar's 'n diep kloof. 'n Diep kloof van duisternis. Hier so punt A, punt B. Hier's duisternis hierso. Dit is onbybels. Waardeur jy nie kan beweeg nie. So
is in kort waarheen ons gaan. Nou verduidelik hy, punt A, punt B, luisternis. So dit is in kort waarheen ons gaan, as ons asems uitblaas. Nie op pel, jy kan gaan, moenie verwag ek gaan nie. En hoe dit lyk, en hoe dit dan volgens die Bybel werk, nou het hy verduidelik, dit is die een nog wat dit sê, nou vang hy jou met 'n slaapriem en hy sê, dis hoe die Bybel werk, en dan is daar sakkers wat hom glo. Daar is nie 'n ander woord nie. Dit is nie hoe dit volgens die Bybel werk nie. Dit is hoe dit volgens Japie van Zyl werk, want dit is vir hom voordelig. Maar dit is hoe dit volgens die boek Henog werk. Weet Vader Jahwe het 'n plan met alles. Ons het die hele boek Henog gehanteer. Eers het ons die Israel visie teologie hanteer. Ek dink daar was 30 uitgawes, wat ek van die beste skrywers van hulle gebruik het. En nie een van julle ouens het die guts gehad om my een keer te bel nie. Japie van Zyl het nie die guts om my voor die kameras te sien nie. Toe huisgenoot die program wou maak, 2-3 jaar gelede, die eerste ding wat hy gevra het, toe hulle vir hom sê, ek is daar, toe sê hy het gevra, gaan ek daar wees, so stel hy ja, toe sê hy stel nie belang dan om persoonlik betrokke te wees nie. Toe hierdie is 'n oop uitnodiging, Japie, kom sien my voor die kameras. Dan kan ons mos vir die mense wys wat dit is, maar maak jou reg vir 4 ure of so, nie vir 10 minute nie. En daar gaan nie 'n omroeper wees wat vir ons sê, of 'n programleier nie. Jy vra my 'n vraag, ek antwoord jou, ek vra jou 'n vraag, ek antwoord jou. Maar volgens die boek Henog, hy sê, dit is hoe dit lyk en dit is hoe dit volgens die Bybel werk. Fout, dit lieg, jy lieg. Dit is nie wat die Bybel sê nie. Sorry, ek kan dit nie ligtelik stel nie. Dit is nie hoe dit in die Bybels geskryf staan nie, maar volgens die boek Henog, wat deur die vrymesselaars in die 18de eeu eers geskep was, wat uit Ethiopië gekom het. Jy sien, ek het al daai geskiedenis, ek weet dit alles. Soos ek, Japie van Zyl, nou gaan hy aan, soos ek, Japie van Zyl, reeds verduidelik het Mesjag, dis nou Yahshua, reeds uit die dode uit opgestaan. Maar hy was nie die eerste een wie uit die doderyk uit opgestaan het. Nee, die Bybel sê vir ons, ons is nie stupid nie, ons weet dit. Ons lees ook van die, nou verduidelik, ons lees ook van die Lea, wat die weduwee se seun opgewek het, wat reeds in die doderyk was. Nou, in watter een van die doderyk hy was? Nou sê vir my, ons lees van die seun wat opgewek is. Hoe oud was die seun? Was dit 'n jong ouetjie, was dit 'n ou man? Want ek wil jou net sê, kinders gaan nie doderyk toe nie. Kinders gaan direk hemel toe. Jy verstaan nie dit? En 'n seun kon seker nie die 613 wette van Moses gehou het nie. En vra maar net iets. Want Yahshua, toe hulle die moeders die kindertjies bring, toe sê hy, die disippels het hom verhinder, hy sê, verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemel. Gaan nie doodryk, ons die direk hemel toe. Weet jy wat, Japie, hulle het 'n golden ticket straight to heaven. Ons lees ook van die Lea, wat die weduwee se seun opgewek het, wat reeds in die doodryk gewees het. Waar staan dit in die Bybel? Wys my die skrif wat sê hy was in die doodryk gewees. So ook die profeet Elisa, saam met die Shodemitiese seun, ook die dogtertjie van Jairus. Die dogtertjie van Jairus was 'n klein dogtertjie. Was sy in die doodryk? Nooit in jou lewe nie. Sê my, julle mense wat na my kyk en luister, julle Israel visie ouens, as julle klein kindertjies het, as hulle doodgaan, gaan hulle doodryk toe, of gaan hulle hemel toe? Kom papi, mami, sê vir my. En ek vernaamlik julle Israel visie ouens, sê vir my, jy het 'n klein babietjie, jy het klein kindertjies, as hulle doodgaan, gaan hulle doodryk toe, of gaan hulle na Yahshua toe? Antwoord vir jouself. Dan sal jy weet, wie lieg vir wie. So ook die dogtertjie van Jairus, ook later wie Mesjag, Yahshua selfs opgewek het, wie alreeds in die doodryk was. Al hierdie mense het later weer gesterf, en net na die doodryk teruggekeer. Hulle het wat? Al hierdie mense het gesterf, en hulle het weer na die doodryk. Die kindertjies het ook gesterf. Is hulle doodryk toe, of is hulle hemel toe? Die punt wat ek Japie van Zyl wil maak, sê hy,
is dat jy kan weer uit die doodryk opgewek word. Mits jy Jahwe se kind is, en jy in die plek van die regverdige is, by die waterfonteine, dis die 4de punt. Hier by die boesem van Vader Abraham. Ek wil net weet, wat veroorsaak dat hulle regverdiges is? Wel, Japie verduidelik. Jy kan net 'n regverdige wees as jy die wette en die verordeninge van die wette onderhou. Hy sê dit uitdruklik. In dieselfde video wat ek hierso woord vir woord afgeskryf het, ons gaan dit later hoor. Jy kan net 'n regverdige word as jy die wette en die verordeninge onderhou. Terwyl my Bybel sê, dis die genadebloed van Jahwe wat ons red. 'n kind as hy of sy sterf, gaan dadelik hemel toe. Hulle het klaar golden ticket. Want Jahwe het dit gesê, toe die disippels die kindertjies by die moeder, of die moeders met die kindertjies verdryf het, toe sê Jahwe, verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. Hy het nie gesê die doderyk nie, hemele. Nie doderyk .a.b nie, .a.b hemele. Jahwe, ek sluit af, het in die hemele opgevaar met 'n belofte. In die huis van my Vader is daar baie wonings, nie hierso op die aarde, in die doodryk, in die kos van die aarde nie. In die huis van my Vader, in die hemele waarin hy opgevaar het, is baie wonings. As dit nie so was nie, so ek vir julle gesê. Maar gaan om vir julle, van ons, 'n plek voor te berei. As ek klaar kom ek julle haal, dat julle kan wees waar ek is. Maar gaan julle nie as wees nalaat, ek stuur vir julle 'n ander trooster, naamlik die Ruach HaKodesh, wat julle lei en leer in alle waarheid. So dan moet ons aanvaar, dat die Ruach kom uit ook uit hierdie doderyk, 4de put. Amper sê ek nou wat dit is, snert. Jy weet, soos ons na dit luister, besef ons al meer en meer hoe onskuldige, oningeligte mense, wie selfs nie hulle Bybels lees en verstaan nie, agter ander swape aanstap, en net toe eendag in die hel gaan instap. Daar is nie verontskuldiging vir dit nie. Hierdie boodskappe moet jy luister en luister en luister. En ja, die tyd het ons gevang. Ek wil voorstel, sirkuleer hierdie boodskappe. Sirkuleer hierdie boodskap. Praat met mense, praat oor hierdie onderwerp. Dit is iets interessant om oor te gesels. Tot volgende keer. Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.